rond ons blik. Hier kan die Here deur ons werk. Hier is ons thuis, hier is ons huis. Hier waar elkeen iemand is en iemand word. Goeiemôre almal en baie welkom by vandag se huiskerk. Ek wil net eers begin met 'n vinnige afkondiging en ek wil herinner aan ons kuier kos en klets aand, die 4de September, daai Vrydag aand. So van 5:00 af kan jy hiernatoe kom, jy gaan stalletjies wees, goed om te koop, lekker saam eet, saam kuier. Die kos kos R10. Daar gaan 'n trekking wees waar jy 'n halwe Karoo lam kan wen. En dit kos R30 'n kaartjie. Jy kan maar net vir Sonja by die kerkkantoor kontak of op Sondae by die erediens kan jy jou naam opgee vir die goed. En nooi ek jou vriende en familie saam en kom kuier lekker saam met ons. Nou ek wil vandag klaar maak met die kort reeks wat ons gedoen het oor Romeine 7 en 8 hier oor die vakansietyd. Verlede week het Neil gepraat oor Romeine 8 en hy het gelees tot by vers 25. So ek gaan begin vanoggend by vers 26 en dan gaan ek lees tot die einde van die hoofstuk by vers 39. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Die wat hy lank tevore verkies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê van wie hy die eerste is. Die wat hy daartoe bestem het, het hy ook geroep, en die wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek. En die wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, God is vir ons. Wie kan dan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie? Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek. Hy sit aan die regterhand van God. Hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard? Daar staan immers geskrywe, dit is oor U dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons soos slagskape behandel word. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons liefhet. Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe of engele of magte, of tenswoordige of toekomstige dinge of kragte, of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. In vers 31 vra Paulus, wat sal ons dan hiervan sê? Nou, ek dink dit is nog 'n goeie vraag wat hy vra as 'n mens oor hierdie teks dink, want daar is so baie wat 'n mens kan sê in hierdie teks. Ons kan praat oor die Gees wat ons help wanneer ons swak is. Ons kan praat oor die Gees wat vir ons intree wanneer ons nie weet wat om te bid nie. Wanneer ons down and out voel, wanneer ons nie meer woorde het nie, dan bid die Gees namens ons, tree die Gees namens ons in. Ons kan praat oor daai herinnering dat God alles ten goeie laat meewerk. Nou, dit beteken nie dat, omdat ons gelowig is, gaan alles goed uitwerk nie. Dit beteken wel, dit bevestig vir ons wel, dat God vir ons lief is, en dat God aan die werk is in die wêreld, en vir ons help om sin te maak van dinge, dat hy aan die werk is in ons lewens, en dat hy vir ons gaan help om deur goeders te kom. Ons kan praat oor die wete dat ons klaar vrygespreek is en nie meer veroordeel word nie, deur dit wat Jesus gedoen het. En dat niks ons van hierdie liefde van Jesus kan skei nie. So dis al die bekende en die wonderlike goed wat ons lees in hierdie teks. Maar ek wil vandag 2 ander goed uitlig. Die een ding is, en dit is al 2 goed wat ek dink in ons wêreld vir ons nogal belangrik raak. Die een ding is, mens kry dit aan die einde van die teks waar Paulus sê ons is meer as oorwinnaars. En die ander ding is 'n bietjie meer subtiel, maar as mens oplet daarvoor, dan sien jy dit deur die hele teksgedeelte raak. So Paulus sê ons is meer as oorwinnaars. En as ons die woord oorwinnaars hoor, dan dink ons mos dadelik aan iemand wat wen.
soos in We Are the Champions, soos wat Queen destyds gesing het. Ons dink aan sportspanne wat wen, soos die Springbokke wat op die oomblik alles wen. Ons dink aan soldate wat 'n veldslag of 'n oorlog wen. Ons dink aan iemand wat 'n hofsaak wen, of iemand wat suksesvol is by hulle werk. Ek het hierdie week bietjie soos 'n oorwinnaar gevoel, want ek het dit reg gekry om my belasting uitgesorteer te kry. Maar dis nie hierdie tipe oorwinning waarvan Paulus praat in hierdie teks nie. Ons moet altyd onthou dat Paulus skryf hierdie teks vir mense, vir gelowiges in Rome, wat met wie dit nie so goed gaan nie. Mense wat bedreig word. In vers 35 en 36 en in vers 38 lees ons oor hierdie goed wat die mense laat bedreig voel. In vers 35 lees ons van lyding, benoudheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar en die swaard. In vers 36 lees ons dat hulle word deur die dood bedreig en hulle word so slagskape behandel. Vers 38 praat van kragte en magte wat 'n invloed het in die mense se lewens. So daar's 'n klomp goed wat hierdie mense bedreig laat voel in Rome, hierdie mense, hierdie gelowiges vir wie Paulus skryf. Nou, ek het dan nogal gewonder, sê nou maar Paulus het hierdie teks nou vandag hier in Suid-Afrika vir ons geskryf. Wat sal dan die goed wees wat hy noem? Wat sal die goed wees wat hy skryf wat vir ons bedreig laat voel? Miskien sal dit wees geweld, korrupsie, klimaatsverandering, ekonomiese druk, swak regering, ongelykheid, depressie, dementia of Alzheimer's, siekte of nog 'n pandemie of egskeiding of misbruik, abuse. Jy kan dalk nog ander goed bysit. Maar hierdie goed wat ek nou genoem het, is 'n werklikheid in ons lewe vandag. So wanneer Paulus praat dat ons meer as oorwinnaars is, dan beteken nie dat hierdie goed gaan nou ewe skielik nie meer gebeur nie. Die goed is deel van die lewe, dit gebeur. Dit beteken ook nie dat ons gaan oorwin as ons nou, vasbyt sonder om te kla nie. Paulus sê ons is oorwinnaars oor hierdie goed, omdat Jesus klaar oorwin het. So oorwinning is 'n geskenk van God af. Dis 'n teken van God se genade. Ons is oorwinnaars omdat ons weet dat niks van hierdie goed wat ek genoem het, ons ooit van die liefde van Christus kan skei nie. Ons is oorwinnaars want dit help ons, want Christus help ons om sin te maak van hierdie goed en om die goed van in hierdie wêreld te kan hanteer en deur dit te kan kom. Daarom is ons oorwinnaars. Die tweede ding wat ek wil uitlig is dat in alles wat ons lees wat Paulus noem in hierdie teks, suggereer Paulus dat dit 'n gesamentlike belewenis is. In die eerste vers wat ek gelees het, vers 26 skryf Paulus, die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Hy gebruik die woordjie ons. Die woordjie ons gebruik hy 19 keer in hierdie teksgedeelte. Hy praat ook van die heiliges, met ander woorde die gelowiges. Hy praat ook daarvan dat Jesus ter wille van ons almal oorgelewer is. So daar's 'n baie sterk fellowship of gemeenskapskarakter aan dit wat Paulus skryf. En ons sien dit eintlik in al sy briewe wat hy geskryf het ook. So Paulus bevestig vir ons dat die Christelike geloof was nooit bedoel om 'n solo reis te wees nie. Dis nie bedoel om op jou eie te beoefen nie. Die Christelike geloof is iets wat 'n mens saam met ander mense doen. Dit is iets wat saam geleef moet word. Ons hoor saam hoe die Gees ons help en ons bystaan. Ons dra mekaar se laste. Ons ontdek saam hoe God in moeilike omstandighede ons deurdra. Ons beleef saam dat ons meer as oorwinnaars is. So ons saamwees is nie maar net 'n ekstra ding nie. Saamwees is deel van die hart van ons geloof, dit is deel van die kern van ons geloof. En ons het nodig, dink ek, om dit weer te hoor, want ons leef in 'n wêreld wat maar baie individualisties is. Dis mos maar elkeen vir hulle self in hierdie wêreld van ons. Ons hoor baie keer dat elkeen doen mos maar hulle eie ding. Soos die spreekwoord sê, ons moet leef en laat leef. Ons moet aangaan met ons eie goed. So Paulus herinner ons weer daaraan dat ons vir God en vir ander mense in ons lewens en in ons geloofslewe veral nodig het. Baie keer werk die Gees deur die mense rondom ons.
Baie keer beleef ons God se troos deur die mense rondom ons. Ons het die ondersteuning van God se mense in ons lewens nodig. As ek dan net alles kan saamvat, die ou kerkvader Martin Luther het blykbaar een keer gesê, dat ons voel dikwels dat ons vir God vashou, maar eintlik is dit God wat vir ons vashou. En ek dink dis wat Paulus ook wil sê. Ons is oorwinnaars omdat die Gees ons vashou, omdat die Gees en Jesus vir ons intree, omdat niks ons van die liefde van Christus kan skei nie, omdat ons saam met ander mense die geloofspad stap. Met ander woorde, ons is deel van iets meers, iets groters as onsself. En dit maak ons meer as oorwinnaars. En daarvoor kan ons net dankie sê. Ek sluit vir ons af met 'n gebed, wat eintlik 'n geloofsbelijdenis is. So julle kan rustig luister, terwyl ek dit vir ons bely. Here ons God, ons bely dat daar is, wanneer ons nie weet wat om te bid nie. Wanneer ons moed opraak en ons harte swaar word. Tog glo ons dat U Gees vir ons intree, met sigte wat woorde te bowe gaan. Ons glo dat U by ons is, ook wanneer dit nie so voel nie. Ons glo dat U selfs deur pyn en teleurstelling werk. Ons glo dat ons nie alleen hoef te leef nie, maar dat U ons aan mekaar gegee het, om mekaar te dra, te bemoedig en lief te hê. En daarom bely ons vandag saam met Paulus, ons is meer as oorwinnaars, nie deur ons eie krag nie, maar deur God wat vir ons lief is. Ons glo dat geen dood of lewe, geen vrese of bekommernisse, geen magte van vandag, of onsekerhede van môre, of hoogte of diepte, en niks anders in die hele skepping, ons ooit sal kan skei van die liefde wat daar in Christus Jesus ons Here is nie.